ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 438. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Victoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek aan my legkaart studiegids Bybels, dis die 3 boeke, A4 boeke, 500 bladsye dik. Dis van Matteus af tot by die boek Hebreërs, 3 dik boeke, 500 bladsye elk. Hulle is ook in 'n paketvorm. Sou jy belangstel of enige vrae, of as u iets met my wil kortliks deel, hoor ek sê kortliks, dan is jy baie welkom. Kan my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367 124, gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za. As dit dalk die eerste keer is wat u na die reeks kyk of luister, want dit gebeur dat nuwe mense bykom, gaan na deel 1 toe, begin by deel 1 van die reeks, want jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Jy moet die reeks of die kontak met die vriende deel, baie belangrik, wanneer jy inteken, dis lewensverandering, maak seker jy ten minste 33 of 53 Afrikaanse Bybel byderhand het. Kom ons bid saam. Ons kom om vir baie dankie te sê vanmôre, Vader Jaffa, vir 'n bo-natuurlike oomblik wanneer ons as Jaffiste weer by mekaar kan wees om te deel uit u woord uit. Baie dankie dat u vanmôre op bo-natuurlike maniere werk deur die leiding en die lering van die Ruach HaKodesh. Ek wil vanmôre bid, salf die woord. Geef elkeen 'n ontvanklike sielste mense en 'n geestelike oor om te kan hoor wat u deur die Ruach vir ons sê. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jaffa en elke Jaffa sê halleluja, halleluja. Wat 'n voorreg om by mekaar te wees. Welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se woord vir u bo-natuurlike seën gaan inhou en dat u daardeur in die gees gebou sal word. Dat dit u meer sal neig om 'n dieper Jaffis te wees. Halleluja. Die boek Spreuke 23, hoofstuk 23, vers 19. Ek sê, kyk mooi na die beeldspraak. Ek herinner my al die tyd, want dis 'n magdom beeldspraak wat koning Salomo wegsteek hierso. Hy sê, hoor my seun en word wys. Nou, ek het gesê, toe ek die boek Spreuke begin het, ons gaan vind in die spreekwyse van koning Salomo, dat hy met sy kinders praat, sy seuns, en dat hy met die volk Israel praat, want dit is 'n Ou Testamentiese boek, maar ook dat in die gesprekvorm, dat dit deurslaan na ons as Jaffiste in hierdie 21ste eeu, selfs vandag 2026. Nou ek sien nie so hy praat met sy seun, maar ek sien ook, dat dit het betrekking op ons wie in die weë van Jaffa wandel. Hy sê in vers 19, hoor my seun en word wys. Nou, ek kan net wys word as iemand met my wyse inligting deel. Nou, ons vind reg deur die skrewe van koning Salomo in die boek van Spreuke en ook in die boek van Prediker, dat hy sê, my seun, dink aan jou skepper in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dae sal aanbreek. Dit is nou Prediker 12 vers 1, waarin hy sê, dat geen behaag in nie. Nou sê hy so, hoor my seun en word wys. As ons nie kan wys word uit hierdie Bybelstudies uit nie, dan we are wasting our time. Dan het ons gefaal in dit waarin Jaffa ons geroep het. Maar met al die komplimente wat deurkom en met die mense se terugvoering. Ek is nie een wat gebou is op komplimente nie. Dit gaan vir my oor terugvoering. Waar mense sê, prof, ek het die woord dieper ontdek as wat ek het geglo en geleer en geweet het. Hoor my seun en word wys, met ander woorde, wat moet ek hoor?
ek moet vandag in 2026 ook die bonatuurlike Ruach HaKodesh in my gees of my sielsdimensie kan ervaar. Hoor my sene word wys en rig jou hart, nie my hart nie, my sielsdimensie, my gedagtes, reguit op die weg. Vir ons vandag, wat is die weg? Die bonatuurlike geopenbaarde waarheid. Yeshua kom, hy sê, ek is die weg, die waarheid en die ewige lewe. Niemand kom tot die Vader, behalwe deur my nie. Daar's geen ander manier wat jy by die Vader uitkom nie, behalwe deur die genadebloed van Yeshua nie. Rig jou hart, jou sielse mense, jou gedagtes, jou denkwyse, reguit op die pad, met ander woorde, nie so nie, in heiligmaking, reguit vorentoe, doelgerig, met ander woorde, reguit op die weg van die bonatuurlike ewige lewe. Hy sê in vers 20, wees nie onder die wynsuipers nie, onder die wat as vraat hulle hart of hulle gedagtes ophaal, soos die sondaars nie. Hy sê, ons moet nie deel wees van 'n brandewyn en coke Vrydag aand en 'n hamburger en 'n hotdog partytjie nie. Ons het niks daar verloor nie. Dis wat hy sê. Wees nie onder die wynsuipers nie. Ons moet inteendeel kom, apostel Paulus, en hy sê, koop die tyd uit. Tyd het min geword. Wanneer ons om ons kyk, en ons sê al die stukkies van die eskatologiese legkaart val in mekaar in. Die goed wat die Bybelgenootskap in 1983 probeer wegvertaal het, en ander tot versgedeeltes, 18 van hulle, totaal net weggelaat het uit die Bybel uit, in die 83 Bybel, 9000 skriftuurlike veranderings. Dis hoekom ek daar die legkaart studiegids Bybels geskryf het. Dis 'n encyclopedia wat ek skryf, ek is nog steeds besig. Daar's reeds 3 beskikbaar, ek is besig met die 4de een. Daar gaan nog seker omtrent 3 of 4 wees. En daar's A4, 500 bladsye dik, weeg 1,5 kilogram elk. Dis so dik boek. Vol bonatuurlike geopenbaarde inligting. 50 jaar se navorsing en studies daarin opgesluit. Geskryf in 'n eenvoudige manier dat 'n kind van 12 dit kan lees en verstaan. Of ouers dit vir die kinders net so kan lees. Daar's pastore, predikante wat vandag net so uit daai boeke uitpreek. Hy lei ons op die reguit weg van die bonatuurlike ewige lewe. Wees nie onder die wynsuipers nie. Dit beteken nie, ons moenie vir hulle die evangelie uitdra nie. Ons moenie vir die verlore gaanenes die woord van lewe bedien nie. Dis die Paulus sê, wee ons wie die las opgelê is, om nie van dit al weg te wyk nie. Maar hy sê nie, ek moet saam sit en 'n wyntjie drink nie, of 'n brandewyntjie nie. Wees nie onder die wynsuipers nie, sê hy. Want die wat as vrate, hy sê onder die wat as vrate hulle harte, gedagtes ophaal. Wanneer jy onder daai wynsuipers sit, jy sal nie glo wat kom daar uit nie. Jy kan nie glo wat bring hulle voort nie. Die meer wyn hulle drink, die meer brandewyn hulle drink, die meer snerp praat hulle. En weet jy wat, dis wanneer hulle altyd wil godsdienst praat. Want hy sê, ek sê vir jou, my Bybel sê so. Dan het hulle nie 'n klou wat die Bybel sê. Eendag het ek vir iemand gesê, nou jou Bybel sê so. Wat sê jou Bybel van die toestand waarin jy is? Kyk hoe kom en maak jy jouself. Ek sondig nie in my gees nie, ek sondig in my vlees. Jy sien, dis 'n ou apostel teologie, die ou apostel se nuwe apostel, dis 'n ou apostel teologie. Jy kan soos 'n vissuip, jy kan doen net wat jy wil. So, jy sondig in jou vlees, jy sondig nie in jou gees nie. My Bybel sê, die boom word geken by sy vrugte wat hy dra. Hy sê, wees nie onder die wynsuipers nie, onder die wat as vrate hulle harte of gedagtes ophaal, en met in hulle sondige gedagtes nie.
Want 'n drinker en 'n vraat sal arm word. En slapperigheid laat klere dra. Eintlik laat jou stikkende klere dra. Met ander woorde, slapperigheid is daai waggel wat hulle loop as hulle te veel van daai brandwater in het. Dis nie net die wyn nie. Dis die ander goed. Wyn was vir die Israeliete en vir baie nasionaliteite, soos die Portugese. Ek het saam met Portugese my ambag geleer toe ek 'n appie was. Hulle drink wyn soos wat jy koffie drink. Hulle drink dit by hulle etes. Hulle maak nie vrate en gooi die kan daar en hou hom daar tot hy uit sy hand uitval nie. Hy skink vir hom 'n glas of 'n beker wyn terwyl hy eet. En dit is soos wat ek by koffie drink. En weet jy wat, die besigheid waar ons gewees het geen objeksie gehad teen dit nie. Daai ouens was nie 'n gevaar nie vir die masjinerie waarmee hulle gewerk het nie. Want 'n drinker en 'n vraat sal arm word. Vraat wat hom vergryp aan drank. Ek is jammer, maar drank is 'n verwoester van mense se lewens. Jy kry selde dan ooit mense wat matig drink. Dis nie dit wat hulle drink nie, dis hoe hulle dit drink. Die invloed van dit wat hulle inneem. Want 'n drinker en 'n vraat sal arm word. En slapperigheid laat stikkende klere dra. Met ander woorde, as jy jou vergryp, wanneer jy nie net in die wyn nie, maar dit is wanneer jy in die sonde lewe. Wanneer jy nie kan onderskei tussen sonde en die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees nie. En wat vir my verbasend is baie van hierdie mense het in die kerke groot geword. In die protestante kerke, Pinksterkerke, Drie Susters kerke, ander kerkdenominasies. Ek praat nou van Suid-Afrika as sulks. Hulle het met die woord groot geword. Nou, dit is so, dat hulle dan ook die skrif gebruik, om te sê, maar, liewe Jesus, sy eerste wonderwerk, hy het water en wyn verander. Daai was nie alkoholiese wyn gewees nie. Want die diensknegte sê, vir Jafashua se moeder, hoe hou hulle die beste tot die laaste toe? Hoe bring hulle die beste wyn, laaste uit? Gewoonlik bring hulle mos die slegte wyn laaste uit. Is omdat dit nie alkoholies was nie. Nou, daar's nie 'n skrif wat sê dit was nie alkoholies nie, maar dit is hoe ek die woord nog altyd opgevat het. Want Jaffa sal nie iets maak wat mense in sonde laat verval nie. En wat sy huis opbreek nie. Ek weet van drank, dat dit families opgebreek het. Families, huisgesinne, egskeidings veroorsaak het. Armoede veroorsaak het. En weer 'n keer, soos ons ook in die boek Romeine gesien het, dat daar is die groot sondes in Romeine hoofstuk 1, vers 10 en verder aan. Daar is die groot sondes en klein sondes nie. By Jaffa is sondes. En hier kom die woord, en koning Salomo kom waarsku sy seuns, hy sê, moet julle nie aan die wyn vergryp nie. Moenie. Moet jy nie aan die wyn vergryp nie. Hoekom? Want dit sal jou lewe verander. Jy sal verslaaf raak daaraan. En een keer jy in daai gat ingetrap het, dis 'n donker put om uit te kom weer. Dis net genade op genade wat 'n persoon kan red, wat in dranksigtigheid vasgevang is. Dieselfde met verdowingsmiddels en die goed. En dis hoekom
By Jaffa is daar nie groot sondes en klein sondes nie. Dis net koning Salomo, omdat dit aan die tyd waarin hy geleef het, een van die groot eienskappe was, wat mense se lewens verander het, en wat vrylik beskikbaar was. Ek is so dankbaar dat ons vanmôre, dat Vader Jaffa, deur die Ruach HaKodesh, ons toelaat om self te kan sien. Ek het nie nodig om niemand aan hulle neuse rond te lei nie. Ek bring vir u die woord, en dan moet u in u eie gees, u persoon, toelaat dat die Ruach HaKodesh sy weg kan bereik in elkeen van ons se lewens. En deur hierdie bonatuurlike geopenbaarde woord, in die genadebloed van Jahshua, is dit daar waar dit wat ek dan leer uit die geopenbaarde woord, van toepassing word in ons geestelike lewe. En waar ons dan, ek gaan nou die Afrikaans gebruik, 'n blessing, 'n massiewe blessing verander kan wees. Hoekom? Omdat ons in die woord lewe. Omdat ons in die bonatuurlike geopenbaarde woord lewe. En Jaffa ons voed deur die Ruach HaKodesh elke dag. Daar's nie een dag wat hy ons nie met die bonatuurlike woord van die ewige lewe voed nie. Daarom sê hy, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe, ek sal vir julle rus gee. Hy wat geen geld het nie, kom eet en drink gratis van die ewige lewensbrood. En daar sal 'n fontein van lewende water uit jou binnestes opspruit tot in der ewigheid. Ek is so dankbaar dat ons vanmôre in daardie lewende fontein waters funksioneer. In die salwing van die Ruach HaKodesh. In die teenwoordigheid van die Ruach HaKodesh. Hoekom? Die meer ek en u in die salwing lewe, die meer kan ons nougeset wandel in heiligmaking. Hoekom? Die groter inspraak het die Ruach HaKodesh of die Heilige Gees in ons eie lewens. En kan hy dan deur dit meer dan ooit dit wat Jaffa in die woord vir ons gee, vir ons oopmaak. En dat ons daaruit dan fondasie, pitkos kan ontvang. Wat doen? Wat ons meer standvastig maak. Hy sê ons lewe in die tyd waar die mense deur die winde van verandering rondgestuur word en rondgewaai word. Hy sê soos 'n reënlose wolkie wat oor 'n woestyn gaan. Dan sien 'n ou wolkie daar en dan sê daar en dan sê daar. Maar hy het geen water nie. Dis 'n wolkie wat deur die wind rondgestuur word. En so is baie mense se geestelike lewens. Soos 'n wolkie wat net rondgestuur word oor die waters en iewers te reën. Ek is so dankbaar dat ons vanmôre kan kom in die krag van die Ruach HaKodesh en weet dat hy gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde wees. Mag ons in hierdie dag vir 'n geleentheid soek waar ons hierdie kennis, hierdie insig en hierdie wysheid wat ons ontvang van Vader Jaffa af, dan ook met ander kan deel. Wat 'n voorreg om vanmôre in hom te mag funksioneer. Kom ons dra die vrugte uit aan 'n verlore wêreld daar buitekant. Tot môreoggend as Vader wil. Maranatha. Jahshua kom weer. Halleluja. Laat dit so wees.